Ware geloof is nie passief nie. Dit is nie 'n vroom gedagte of 'n mooi gebed nie. Dit is 'n lewe wat beweeg, wat gee, wat vertrou en wat volhard. Geloof is dapper genoeg om op te staan wanneer jy wil gaan lê, om te gee wanneer jy leeg voel en om te gaan wanneer jy nie 'n idee het waarheen nie. Paulus het alles prysgegee om Christus te volg. Thomas het getwyfel en sy geloof moes verruil word vir fisiese sien. En Petrus moes in 'n storm vertrou, al was hy verskriklik bang en onseker. So word ek en jy ook geroep en getoets, nie om veilig te wees nie, maar om getrou te wees, om te volhard. God roep nie volmaakte mense. Hy roep mense wat bereid is om sy werk te doen en om hom blindelings te volg. Die wat nie net wil weet nie, maar wat kies om die pad saam met hom te loop, al sien hulle nie. Geloof is 'n aksie. Roeping vra beweging en volharding vra oorgawe en volle vertroue in God. Psalm 112 vers 7 leer vir ons, hy vrees geen slegte tyding nie, sy hart is standvastig, vol vertroue in die Here. Hy vrees geen slegte tyding, sy hart is standvastig. Met ander woorde, maak nie saak wat gebeur nie, jy doen wat jy moet doen omdat jy glo in die Here. Jy het volle vertroue dat hy jou sal deurbring. Al omring storms jou, al is jy op die rand van iets onbekend, is dit juist daar waar jou storie verander. Nie deur bewyse nie, maar deur jou vertroue. Jou lewe getuig nie net van wat jy glo nie, maar dit getuig van wie jy volg, Jesus Christus. Lukas 14:27 sê vir ons, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. En langs die pad ontdek jy iets groters as wat jy is. Jy is nie geroep om net te ontvang nie, maar jy is ook geroep om te gee. Jy is geroep om ander mense se las te dra en om 'n lig in 'n donker wêreld te wees, om uit te staan in 'n wêreld wat oorwegend donker is. Want God gebruik gewone mense wat nie special is nie, mense wat 'n gebroke verlede het, mense wat soms twyfel in hulle harte het, maar wat buitengewone dinge kan doen omdat hulle vertroue 100% in God kan stel. Jesaja 50 vers 7 sê vir ons, maar die Here my God sal my help, daarom het ek nie beskaamd gestaan nie, daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n vuursteen, want ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Jy moet weet die Here sal nie laat jy beskaamd staan nie. Jy moet weet dat die Here jou sal deurvat en sal bereik met jou wat hy met jou beplan het as jy jou vertroue volkome in hom sit sonder enige bewyse. Jy vertrou blindelings op God. Dis dan wanneer jy as gebroke mens, as mens met foute, 'n regte instrument in God se hand kan word. Hemelse Vader, ons kom na U toe vandag en ons kom gee nie net ons woorde nie, ons kom gee ons lewe. Ons kom vra, Here, kom vat ons op die pad wat U vir ons beplan het. Kom maak ons sterk en kom gebruik ons as instrumente in U hande. Here, en gee dat ons pad vorentoe werklik geseën sal wees en dat ons paaie gelyk sal wees en dat ons U hand in alles sal sien wat ons aanpak en wat ons doen. Dat geen situasie vir ons te groot sal wees nie, maar dat ons sal weet, ons gaan oorwin, want U is saam met ons. En ons dank U daarvoor. Amen.